Die Bybel vertel in Genesis 7 vers 17 tot 24 dat daar 'n vloed oor die aarde gekom het wat die berge amper 7 meter bedek het. Genesis 7 vers 11 tot 12 sê dat die Here die fonteine oopgebreek en die vensters van die hemel oopgemaak het. Die storm het vir 40 dae en 40 nagte aangehou. Daar is mense wat sê dat Noag se vloed nie 'n wêreldwye vloed was nie. Maar as die vloed maar net in sy omgewing sou wees, waarom sou die Here nie vir Noag en sy kinders gesê het om te vlug nie? Hulle kon 3000 kilometer in 6 maande afgelê het as hulle na 'n ander deel van die wêreld kon vlug. Waarom moes daar diere en ook voëls saam met hulle op die ark kom? Diere en voëls versprei vinnig na ander gebiede, wat sê dat daar nêrens 'n plek was wat diere en voëls op aarde kon oorleef nie. Genesis 8 vers 9 sê dat daar oral op die aarde water was. Genesis 8 vers 14 sê dat hulle eers na 'n jaar en 10 dae uit die ark kon gaan voordat daar droë grond was. Dis 'n baie lang tyd vir 'n plaaslike vloed. Die wêreldwye vloed was God se oordeel oor sonde. Waarom sou daar dele van die wêreld wees wat dit vryspring? 2 Petrus 3 vers 5 tot 7 verwys na die wêreldwye vloed in Noag se tyd en sê dat die hele wêreld by die laaste oordeel met vuur getref gaan word. Hierdie vloed wys dus na God se oordeel oor sonde met die laaste oordeel. Die ark wat Noag moes bou en waardeur hy en almal saam met hom in die ark gered is, wys na Jesus Christus wat sou kom en redding vir ons bring en dat daardeur hom 'n nuwe begin in lewe vir ons almal sal kom. Is jy seker dat jy verlossing in Christus het, sodat jy gered kan word as die laaste oordeel, die oordeel met vuur, aanbreek?